Kom ons buig het ons hoofde, dan bid ons saam. Hemel Vader, dankie dat U is Heer en triomferend oor die dood is U die Heer. En daarom weet ons elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is. En Here, ons aanbid U, ons loof en prys U naam, U is 'n wonderlike God. En U dra vir ons deur. Here, U vat nie altyd die storm weg nie, maar U lei ons deur die storm. U gee ons krag om deur die stryd te gaan en deur die probleme te gaan. En dankie dat U altyd daar is. U woord sê U is alomteenwoordig. U is oral. U is daar. Al voel U partykeer ver, U is daar. Here, help ons. Geef vir ons krag en onderneem vir ons en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons neem ons se plekke. Nou broeder en suster, ek gaan volgens met hierdie tweede deel praat oor, jy weet wat ek vir die Here kan doen en hoe ek dit moet doen. En dis nie so maklik, dit is makliker gesê as gedaan. En so wat kan ek en jy vir die Here doen? Nou, ek het so 'n paar weke terug die eerste deel gedoen, ek doen die tweede deel vandag. Ek sal nou vinnig net deur die eerste paar punte gaan vir die eerste deel, maar ek wil op 'n ander manier begin. Jy weet, as ouens vir die Here wil werk, dan dink hulle, en ek het 'n interessante gesprek gehad in Ebenes oggend hier, ons het Vrydag aan daaroor gepraat. Het baie ouens wat vir die Here wil kom werk, wil net kom preek. Weet jy wat, los die preek, werk vir die Here. En Konrad, ek dink jy en Org moet gou vorentoe kom. Ek wil net so bietjie vir u wys wat 'n dag in ons lewe partykeer behels, en is nie maklik. Nou, een van ons gemeentelede is Vrydagoggend dood, om Pieter Klaak. En ek het eintlik eers geweet, maar nie agtergekom nie, want ek was so besig, ek was op pad na 'n begrafnis toe, en toe word Konrad gekontak, en toe praat ek en hy met mekaar, en ek het gaan kyk op my foon, ek het net vir daai begrafnis, het ek 85 oproepe gemaak Vrydag. 85 oproepe om een ding gedoen te kry. Nou ek wil net Pastoor Konrad moet net vir julle 'n bietjie verduidelik, en hou dit maar kort, okay. Ek weet ons moet sekere goed moet ons in plek sit, vergeet dit nou. Ek wil net hê jy moet vertel wat ons moes alles doen, om uiteindelik, hy's 9:00 die oggend oorlede, Vrydagoggend. Hy's 7:30 die aand eers verwyder van die huis af. Dis die stryd wat ons gehad het, maar Konrad, vertel gou. Goeiemôre almal. As ek so 'n bietjie rondgehardloop het, dit was met die tegniese goedjies, maar goeiemôre. So, ja, ek het 'n oproep gekry en ek sien die boodskap kom in en ek is besig en ek dink, wag, kom ek luister na die voice note. Ek hoor toe dit is iemand wat 'n boodskap los om te sê, oom Peter is oorlede. En die Heilige Gees sê vir my, los waarmee ek besig is, en ek gaan toe deur na hulle huis toe. Dan die aansie is daar so baie traumaties. En van die familie en vriende is besig om in te beweeg. En ek verneem toe, daar is nie 'n polis nie. Dit gaan 'n staatsbegrafnis moet wees. En dis toe waar die prosesse begin. Want toe moes ons nou sekere vorms begin kry. En ek kry toe informasie, ek kry vir Pastoor Andries, hy sal 'n paar keer deur die proses, dit is my eerste keer wat ek deur hierdie hele proses beweeg. En ek bel te Pastoor Org en ek sê, Pastoor Org, kom help asseblief, want ek moet met die seun begin reëlings tref. Pastoor Org kom, hy is bly toe by die familie, hy is toe by Tannie Ansie, en ek en die seun is 20 minute later daarso, en toe begin ons rondry. Omtrent 'n halwe tank sy petrol tussen die polisiestasie, die kerk en die begrafnis op en af heen en weer. Want die informasie wat ons kry is gedeeltelik. So halfpad deur hierdie hele proses, 1 uur se kant, dis my battery ook al pap, toe moes ek my powerbank gaan kry. Soveel oproepe moes ons maak, want nou is ons besig met die DA raad, so dit ook, want hulle moet vir ons sekere vorms gee. Ek is besig met die ondernemer, maar die ondernemer kan niks doen nie voordat hy goedkeuring het nie, vanaf die welsynwerkers, van die welsynwerker wag vir die DA se vorms en so voorts. Tussendeur is ons by die begrafplaas en hulle soek sekere informasie. So die informasie wat ons gedink het,
hulle het nodig, sê hulle vir my, nee, hulle het nou addisionele informasie nodig. Ons ry toe, ons gaan kry die addisionele informasie, ry weer terug soontoe. Nee, hulle het nog addisionele informasie nodig. Ry toe weer. Op die einde van die dag, wil ek vir julle sê, dit is baie traumaties. Vir ons is dit besig, op en af, heen en weer. Maar dit is oké, want ons kon dit doen vir die familie, ons was daar om te help. Maar vir die familie self, en vir Tannie Ansie, is dit baie traumaties, want oom Peter was in die kamer gewees, en hulle het die hele tyd daar buitekant gestaan en wag, vir die ondernemer om te kom, en die ondernemer kom nie, en ons wag, en die ondernemer kom nie, en ons wag. Ons is gewoond, ons tel die foon op, en ons sê, Elsa kom help. En dan sal mense, hulle, dit is in 'n japtrap. So, ja, dit vat baie. En, ja, is traumaties op die familie. Ons was heeldag besig gewees, Pastor Org, heeldag by die tannie en by die familie, en hulle kalm probeer hou. Maar ja, staatsbegrafenis is nie maklik nie. En so hoe later het raak, hoe meer bekommerd raak 'n ou, kom die ondernemer, want eventually toe kom hy vanaf Tembisa. So hy is uit Tembisa uit, na 6, het hy eers daar so gery. Pastor Org? Ja, het was nogal moeilik gewees om daar alleen saam met hulle te wees, en veral met Tannie Ansie, soos terwyl die oom nog in die kamer lê, dan staan ek nou buite saam met die ander familielede, dan dit was hartseer om te hoor hoe sy hart gebroken is. Dan gaan ek maar saam met haar daarna, waar oom Pieter lê daarso, en dan hou ek hom maar vas, en ek troos haar. So dit was baie traumaties vir haar, want sy wil net, ja, wanneer die ondernemer kom, hulle moet vir oom Pieter mooi behandel, en hulle moet hom nie seer maak nie. Maar wat baie hartseer was, is toe hulle nou uiteindelik daar aankom, het hulle nie 'n trolley gehad om die oom op te sit nie. En dit het daar nog bietjie meer getraumatiseer. Nou moet hulle hom uitdra, en die seun was ook nie baie gelukkig daaroor nie. So ja, dit was baie hartseer vir die familie gewees, en toe ek vir die ondernemer bel, so 5:30, toe vra hulle nou, hoe laat gaan hy nou kom, toe sê ek nie, ons moet nog 'n uur en 'n half wag. So ja, en dit was moeilik gewees saam met die familie, want dan moet ek hierso wees, en dan wat bel pastoor Konrad my, nee, moet hy soontoe gaan, dan, so ek het baie met die gesin gedeel, en vir hulle gevra, net ontspan, ons moet rustig wees, ontspan wees, rustig. So ja, dit was baie traumaties gewees, veral tot en met die oom nou uiteindelik gekom haal is. So en pastoor Andries, ja. Baie dankie julle. Nou, dis die goed wat ons nog maar Vrydag mee moes deel. En intussentyd het ek nog 'n ander begrafnis gehad wat ook maar baie traumaties was. En weet jy wat, is heeltyd hierdie ding aan die gang, en ek dink jy kry partykeer sulke daar niks so reg loop nie. En alles loop skeef. Weet, gister ek was hier by die bid hier, ek is huis, so toe moes ek terugkom, ek moes 'n paar paartjies hier kom sien, en toe moes ek na 'n troue toe gaan, en my troue was 3 uur, en die ene wat Annika moes doen was 2 uur, en toe bel sy my 2:15 om te sê, sy het verkeerde boek, ek het haar boek, en sy het my boek, en toe moes ek terugjaag Montana toe, en toe van Montana afjaag Pretoria Noord toe, en in die tussentyd het ek nie petrol nie, en ek bid, Here, ek kan nie nou stop op petrol te gooi nie, nou is die tyd nie. Jy kry sulke dae. Maar vir wie doen ek dit? Ek doen dit vir die Here. En ek is in stres, en ek jaag, en ek hardloop rond, en ek weet nie wat ek kan doen nie, en ek sê, Here, ek is nie meer lus vir hierdie gejaag nie. En in die tussentyd Vrydag kry ek nog die nuus van JP, wat 'n ernstige nekprobleem het. Hulle moet 'n dringende noodoperasie op hom doen, 2 van sy wervels het geskuif.
My kind is in 'n toestand en my kleinseun is in 'n toestand en almal is in 'n toestand en dit is nie maklik om hierdie goed te hanteer nie. Maar vir wie doen ek dit? Ek doen dit vir die Here. En dit is nie lekker nie. Dit is nie altyd lekker nie. Hoor wat ek vir jou sê. Want dit is rof. En dinge is nie lekker as al hierdie goed so skeef loop nie en alles is so op mekaar nie. Maar vir wie doen jy dit? Vir wie doen ek dit? Ek doen dit bovenal vir die Here. Dis hoekom ons dit doen. En toe ek nou vanoggend nog hier kom, toe het een van ons pype agter gebaar, so, wie wat is schals? Dis die een ding op die ander ding. En die duiwel smaal net so breed. Maar wie sê, is dit nog nie moet te werk jaar het is, want vir wie doen ek dit? Ek doen dit vir die Here. Doen dit nie vir mense nommer 1 nie. Doen dit nie om gesien te word nie, ek doen dit vir die Here. Want dit gaan oor hom, en dit gaan net oor hom, broeder en suster. Nou ek wil net vinnig teruggaan. Ja, dis net van die goed hoor, dis nog nie alles nie, ek kan nie nou alles praat nie. Daar's net te veel. En dan praat ek net van Vrydag en Saterdag. So wat kan ek vir die Here doen? Diens as antwoord op God se genade. Kom ons kyk weer na Markus 10 vers 45. Ek recap gou van 4 weke terug. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Nou die vraag waarna ons kyk het is, wat kan ek vir die Here doen? Nou die vraag moet reg verstaan word, want God het niks om my nodig nie. God het my en jou nie nodig nie. Hy het ons nie nodig nie. Ons het hom nodig. Hy het ons beslis nie nodig nie. Want alles behoort in elk geval aan hom. Tog nooi hy ons in sy werk en om te sê, kom werk vir my. Kom doen iets vir my. Nou die 3 ankers waarna ons gekyk het, was eerstens genade kom eerste, gehoorsaamheid volg en Christus bly die middelpunt. Nou die 5 punte wat ek die eerste keer hanteer het, ek gaan net vinnig oor hulle. Gee jouself volkome aan die Here en sê, Here, hier's ek, gebruik my. Tweedens, dien God deur ander mense te dien. Nommer 3, gebruik die gawes wat God vir jou gegee het. Nommer 4, vertel ander van Christus. En nommer 5, leef 'n heilige lewe. Nou ek wil vanoggend begin en ekskuus ek so vinnig oor dit, maar ek wil nie te lank wees nie. Die 6ste ding waarna ons vanoggend gaan kyk is, dien God met jou tyd. Efesiërs 5 vers 15 en 16 sê, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat daar boos is. Hoeveel keer sê jy, ek het nie tyd om al hierdie goed te doen nie, klink dit bekend Molly, daar is nie tyd nie. Wat begin die tyd uitkoop? Want weet jy, ons het 2 uur om 'n fliek te kyk. Ons het 'n halfuur om 'n seepie te kyk. En so kan ek aangaan. Ons het soveel tyd om so baie goed te doen, maar as dit kom by koop die tyd uit vir God, dan het ons die tyd nie. Dis een ding wat ek geleer het, om nie voor my skoonpa te sê, ek het nie tyd nie, want dan vra hy vir my, wat doen jy tussen 3 en 4 in die môre? Ja. Hoe ek slaap dan? Wel, koop die tyd dan uit. Offer dan 'n uur op vir die Here in die oggende. En wees beskikbaar vir hom. En sê, Here, ek gaan 'n verskil maak. Ek gaan hierdie tyd wat U vir my gee, reg gebruik. Jy sien, tyd is 'n gawe, die wêreld mors tyd. Die gelowige moet wys wandel in hierdie tyd. Jy moet jou tyd reg gebruik. Hou op om dit verkeerd te gebruik. Want as jy mooi gaan sit, dan gaan jy agterkom. Hou op om eerder 'n uur of 2 in die bad te lê. Sit eerder net 'n halfuur uit daarvoor en die res van die tyd kan jy vir die Here gee. In plaas van dat jy 'n uur vry 'n halfuur. Hoekom kom jou naam by my op, Ruben? Maar
Ek spot net, maar julle hoor wat ek probeer sê. Koop die tyd uit. Hoekom? Want God sê die wêreld is boos. Hy steel ons tyd, die vyand steel ons tyd. Die vraag wat jy vir jouself moet vra, hoeveel tyd gee ek vir gebed, hoeveel tyd gee ek vir die woord? Ek gaan nie vanoggend oor 10de praat nie, maar ek wil oor 10de praat as dit kom by God. Het jy geweet dat 144 minute elke dag behoort Godsin te wees? Want as 1440 minute in 'n dag, 24 uur. Daarvan is 144 minute Godse, volgens die 10de beginsel. Ek het nog nooit so daaroor gedink nie. En daai 144 minute kan jy op baie maniere gebruik vir God, deur vir hom beskikbaar te wees, mense te bereik vir hom, mense te dien vir hom, deur hulle kos te gee of om te gee en versorging te gee. Daar's iets wat my nogal met om Pieter se afsterwe redelik gepla het, veral na gister. Wel eintlik Vrydag aand al. Want nou is hierdie tannie so getraumatiseerd, sy is nou nie vanoggend hier nie. En niemand van die familie kon haar vat nie, so sy moes in die huis in die bed gaan slaap waar haar man nou net dood is. So. En nou probeer ons rondbel en kyk of iemand nie net kan help. Die gelukkig het een van die kinders toe ingetree op die einde van die dag. Maar 'n vroukie bel my so rukkie terug en ek wil hê jy moet hierna luister. En sy sê vir my, pastoor, ek wil net vir jou sê, ek is baie vies vir jou. En ek dink, sis, ja, weet toe die oom oorlede was, ons was daar vir jou, ons het jou gehelp, ons het jou deur die proses gehelp. Sy sê, ja, julle het fabulous gedoen, selfs die begrafnis, selfs die saal na die tyd, al die goed, en toe het julle vergeet. Ouch. Want sy's reg, want ons vergeet, die trauma hou nie op nie. Nou moet sy try cope, en nou try sy alleen cope, want niemand volg op nie. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie daaroor dink. Tot die dag van die begrafnis is almal daar. En almal help. Die oomblik wat die begrafnis verby is, vergeet almal. Kom ons wees eerlik, dit is so. Ek volg daarom nog so nou en dan op met mense, maar die familie volg nie eens op. Ons het mos nou die begrafnis gehad, alles is klaar. Koop jou tyd uit, kyk wat jy vir die Here kan doen. Ek dink tannie Ansie van Nieuwenhuis, ons nie lank terug vir hom Willem begrawe nie, het gister ook ingetree en tannie Ansie gehelp. As 'n bietjie ingevat. Hoor julle wat ek probeer sê? Ons moet 'n verskil maak vir die Here. En ons kan dit op soveel terreine doen. Vergeet van die preekstorie. Wees beskikbaar vir die Here, om te sê, Here, ek gaan 'n verskil maak. Partykeer lyk dit nou so klein dingetjie, nou is dit nie so klein nie. Dit is 'n groot ding vir mense. Net daai omgee, net daai belangstelling, net om daar te wees. Ek en jy moet beskikbaar wees vir die Here. En weet jy wat, ek gaan met die meerderheid mense waarmee jy te doen het, nooit enigstens mee te doen nie. Jy is die een wat daar geplaas is om 'n verskil te maak, nie ek nie. En daai verskil beteken partykeer net om daar te wees en jou tyd reg te gebruik en te sê, weet jy wat, ek het nou 'n halfuur, kom ek gaan gou op die foon, kom ek gaan gou op WhatsApp call, of kom ek gaan gou 'n boodskapie stuur, om te hoor. Ek doen dit deesdae gereeld, as dit op my hart, iemand is op my hart, dan stuur ek vir hulle boodskap. En hoeveel keer kry ek die boodskap terug, pastoor, hoe het jy geweet, ek het nou moeilikheid? Dis nie ek nie. Ek het my tyd uitgekoop vir die Here, want die Here het daai persoon op my hart gelê. Ek het weet, Dinsdag gehad met ons voorbidders, dink ek het ek 50 boodskappe gestuur, of 50 persone voorgebid, wat ek 'n voice note voorgestuur het. En wie wat er my 'n uur gevat? Dit was dit. 55 mense in min of meer, dit is eintlik meer as 3 kwartier, maar 55 mense in 'n 3 kwartier,
wat ek voor kon gebid het, en ek kon die boodskap vir hulle stuur, en hulle kon daarna luister. Dis om die tyd uit te koop. Het iemand stuur my gisterand of gistermiddag laat 'n boodskap, en jy weet, is nou na die troue, en ek ontspan nou bietjie, ek wil bietjie rugby kyk, het ek net wegkom van al die moeilikheid, hier's 'n voice note, pastoor, my tannie is dood, asseblief stuur net vir ons 'n gebed. Sit die TV af, ek stuur die gebed, dit het my nie eens 'n minuut gevat nie. Koop die tyd uit, hoor julle? Ja, maar pastoor, hierdie is 'n groot game, hè? Benny, is 'n groot game. Luister, jy kan hom later by die highlights gaan jy dit sien, of jy weet, jy gaan miskien 5 minute mis, maar, skus ek pik nou op jou, maar jy is nou die beste voorbeeld, want hy het nou jy sy boelshemp aan, wat ek nou nie vandag sou gedra het nie. Maar julle hoor wat ek probeer sê, koop die tyd uit. Wees beskikbaar vir die Here. Skus, ek moes baie klem daarop lê, dit is so belangrik, dat ek en jy gaan besef, ons het tyd, maar ons gebruik nie ons tyd nie. Nog 'n tydvraag, hoeveel tyd gee ek vir die koninkryk? En dan moet ek ook vir myself vra, as ek nie baie tyd gee nie, wat steel dan my tyd? Wat steel my tyd? Nou waar jou tyd is, jou kalender sal wys dikwels waar jou hart is. Waar is jou hart? Waarmee is jy besig? Die 7de punt, dien God ook met jou besittings. Spreuke 3 vers 9, vereer die Here uit jou goed, en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Ek word vanoggend vroeg wakker, ek slaap nie baie goed nie, want ek het nog maar slaapapnee, en om, jy weet, dis maar die tyd waar die Here dan my praat, en skielik kom iets by my gedagtes, oor besittings. En toe besef ek maar, dis so die waarheid. My besittings is nie my besittings nie. Dis net tydelik vir my geleen, hoekom? Want ek gaan sterf, en dan bly die goed agter. En wie ever dit gaan kry, of het nou my vrou, of my kinders, of kleinkinders, of wie ook al is, gaan nie dieselfde waarde daan heg as wat ek daan geheg het nie. En vorentoe gaan hulle sterwe, en op die einde van die dag, is daai gepoef. Is dit nie so nie? Maar ons is so gestel op die huis, en die karre, en my meepels, en my juweliersware, en hier het ek van ouma geërf, en die diewe gaan in elk geval kom en het steel, baie van ons goed is al gesteel, wat ons geërf het, en dan is het gone. Alles wat jy het is geleen. Koos Du Plessis, sy gebed sê dit mos, wat ek het is net geleen. En dis die waarheid. Alles wat jy het is net geleen. Broer, jou vrou is net aan jou geleen. Jou kinders is net aan jou geleen. Sissie, jou man is net vir jou geleen. Jou ouers is net vir jou geleen. Alles is vir jou net geleen, want dit is tydelik. Jou huwelik tuis is ook net vir jou geleen. Jy gaan nie vir ewig en dag getroud wees nie. Moet net nie sê dankie tog nie. Maar is geleen, hoor julle wat ek sê? En ons het vir onsself vra, wat doen ek vir die Here? Hoe is my tyd? Hoe spandeer ek hierdie goed? Jy sien, want alles behoort aan die Here. Ons is net bestuurders, nie eienaars nie van die lewe. So ek moet God eer daarmee. Ek moet getrou gee, bestuur bewys, leef vrygewig. Jy sien, besittings moet diens word, help ander, ondersteun God se werk, gee uit liefde. Want sien, om te gee is 'n soort van aanbidding vir God, wanneer dit vloei uit liefde en dankbaarheid. So al my goed ook, ek moet God dien met dit. Nommer 8, bly getrou wanneer niemand sien nie. Wie wat dit maak my kwaad.
baie mense, as mense kyk, dan, hulle doen die ding. Maar laat die mense nie kyk nie dan, hulle doen niks. Ek laat my so dink aan 'n kind in die klas met die onderwyser, terwyl die onderwyser kyk werk, en laat die onderwyser net wegkyk, dan hou hy ophou werk. Die Here kyk dan altyd. Dit gaan nie oor dat die mense vir jou moet kyk nie. Bly getrou wanneer niemand jou sien nie. Kolossense 3 vers 23 en 24, dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie. En lê jy, dan sal jou slaap soet wees. Hoekom? Want sien, die Here sien, dit gaan nie oor die mense moet sien nie. Ek het hierdie voorbeeld jare terug gebruik. Jare terug het ek huisbesoek gedoen by 'n gesin daar in Pretoria Wes in Proklamasie, wat ek sal nooit vergeet nie. Die eerste keer dat ek by die mense gekom het, en die vrou sê so na so 'n uur en 'n half, want ek moes so 'n bietjie diep geestelik met hulle praat. Toe sê sy, pastoor, ek het 'n probleem. Ek sê, okay, wat is jou probleem? Pastoor, ek vloek soos 'n matroos. Dis die vrou wat dit vir my sê. Nou sit haar man en haar kinders daar. Ek sê, okay, maar iets pla my nou. Ek sit nou al 'n uur en 'n half uur, en jy het nie een keer 'n verkeerde woord gebruik nie. Ja, maar pastoor, is omdat jy hier is. Toe sê ek, maar die Here is dan die hele tyd hier. Ek sê, begin net op hom konsentreer. Want eintlik is dit so maklik om my probleem opgelos te kry, as jy net anders gaan begin dink. Pastoor, ek vloek so verskriklik, maar jy het nie gevloek terwyl ek al was, en het gaan nie oor my nie, het gaan oor God. Hy is altyd daar. Jare terug kom ek by 'n gesin, ek sal dit ook nooit vergeet nie. En die middelste laaitjie is so rooi kop laaitjie. En ek het nou al geleer, as ek wil weet wat in 'n huis aangaan, moet ek die kinders vra. En ek vra vir hom, sê gou vir my, wat gaan in hierdie huis aan? Nee, pastoor, my pa drink bier en dan vloek my ma en my pa. Maar die pa is rooi en die vrou is rooi, en ek sien sy, ek gaan jou wurg as hierdie pastoor ry. Hoekom wil ek vir mense aan 'n prentjie skets as wat ek eintlik is? That's a problem. God is dan heeltyd daar. Begin nou net konsentreer op hom, dan kan jy mos wees wie jy moet wees in hom. Nie net terwyl mense jou sien nie. En dis die probleem wat ek het. Jy is van baie mense, ek sê vir jou, as die medebroers en susters daar is, en die pastoor of pastore is daar, ek sê vir jou, hulle gedra hulle self so mooi. Maar die oomblik wat daai mense nie meer daar is nie, dan die engeltjie gewaad kom af, en die horingkies kom op. Verstaan, dit gaan oor, hoekom wil ek op 'n sekere manier wees dat mense dit sien, en op 'n ander tyd is ek iets anders? Want God sien dit in 'n geval. Wie bluf jy? Jy bluf met jouself. Ek en jy moet doen wat die Here wil hê ons moet doen, en sê, Here, ek gaan selfs getrou bly wanneer niemand my sien nie. Want jy sien, God sien alles, hy sien elke gebed, elke traan, elke daad van liefde. Hy sien ook elke opoffering wat jy maak, elke stille daad, elke getroue stap. En wie wat agter die skerms baie koninkrykswerk gebeur wanneer mense dit nie raak sien nie. Mense sien nie raak as ons voontoe in die môre ry, allei en ons moet ry nie. Mense sien nie raak dat ons 7 dae 'n week werk, maar is mos lekker om 'n predikant te wees, want hy preek net Sondag en that's it. In elk geval die pastoor in hierdie gemeente het agtergekom, so werk dit nie. Want jy sien, ons het vir die Here werk. Ek en jy moet 'n verskil vir hom maak.
Jy sien, ek en jy moet vir die Here dien, nie vir die applous nie vir die erkenning nie, maar vir Christus. Ek dien die Here. Dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor mense nie. Dit gaan nie oor my dade nie. Dit gaan oor om vir hom 'n verskil te maak. Nommer 9, dra vrug wat God verheerlik. Johannes 15 vers 5 tot 8 sê ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So dra daai vrug wat God verheerlik. Vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Dis interessant wat hy sê, ek en jy moet vrug dra en dan sal julle my disippels wees. Ek het nou gedink ons sal nie eerder gesê het ek moet 'n disipel wees en vrug dra nie. Dis interessant dat hulle dit omdraai. Die skrywer draai dit om. Jesus sê hier, my Vader wil daarom verheerlik dat julle veel vrug dra en as gevolg daarvan die vrug dra, sal julle my disippels wees. Weet jy wat, dis hoekom ek weet dat die Here het nie undercover agents nie. Ek dink jy ook, jy kom by baie mense en wonder, is hy die ouwe kind van die Here of is hy nie? Jy weet, jy kan nie heeltemal agterkom nie. Jy moet dit weet as gevolg van die vrug. Want as gevolg van die vrug sê Jesus, sal jy my disippels wees. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, die dade wat jy doen, gaan op die einde van die dag bepaal of jy werklike disipel is. Van hoe jy optree. Jesus is die wingerdstok. Ons is die lote. So vrug kom uit verbondenheid. Ek en jy kan nie vrug dra as 'n loot, as ek nie aan die wingerdstok gekoppel is. So ek moet aan Jesus gekoppel wees, 'n loot wees, voor ek kan vrug dra. Nêrens gaan jy vrugte kry, wat nie ergens aan 'n boom of 'n loot of iets aan vas is nie. Jy kan nie vrug hê, as daar nie 'n loot is, wat ergens aan 'n boom of 'n wingerdstok of iets gekoppel is. En dis hoekom hy sê, Jesus is die wingerdstok, ons is die lote. Vrug kom uit daai verbondenheid aan hom. Wat is die doel van die vrug? Nie net besig wees nie, nie net programme nie, maar die vrug se hoofdoel is om God te verheerlik. En dit wat ek doen, verheerlik ek God. En sien, dan sal ook vrug in die karakter. Dis nou Galasiërs 5 vers 22. Ek kan dit net bietjie gaan uiteensit. Eerstens wys hy op die karakter. Dis die liefde, die blydskap, die vrede. Dan praat hy van nog vrug, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid. En die vrug van die Gees sluit af met sagmoedigheid, selfbeheersing en Christus gelykvormigheid. Ek en jy moet word soos Christus wat hy ons moet wees. So kom by die laaste punt. En hierso sê hy volhard tot die einde, 2 Timoteus 4 vers 7. Deur die jare het daar so baie mense in ons bediening, in my bediening tot bekering gekom. Ek het soveel gedoop, soveel is gedoop met die Heilige Gees, soveel kinders ingeseën, soveel ouens hier gedoop, soveel ouens het ons begrafnisse mee saamgestap, soveel ouens het ons beradings gedoen, soveel ouens het ons gehelp met kos, soveel ouens dit en dat en dat en dat. Probleem is, sodra dit weer beter gaan, maar die ouens is asof hulle God vergeet. Ek dink ons almal ken sulke mense, is dit nie? Ek en jy moet selfs as dit goed gaan, God dien. Selfs as dit baie sleg gaan, God dien. En aan hom vashou, want dis deel van die vrug. 2 Timoteus 4 vers 7 sê Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Gert, hierdie is nou nie op jou gekoppel nie, hoor, maar ek moet die voorbeeld gebruik. Hy het die Comrades hierdie jaar gaan doen en hy kon ongelukkig nie klaarmaak nie, want die tyd het hom ingehaal.
Weet jy hoe baie kinders van die Here maak nie klaar nie? Ek praat nie van die Comrades nie, ek praat van die lewenswedloop. Om in Christus daardie wedloop te volëindig. Wat sê Paulus? Hy sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Jy moet vashou. En jy moet nie tou opgooi nie, ek en jy moet die Here soek. Dis nie net mense wat goed begin nie, dis mense wat getrou eindig, wat die prys gaan kry. Ek het hierdie jaar niks van die Comrades gekyk nie, ek het nie tyd gehad nie, maar in die verlede is dit altyd vir my goed. As daai ouens begin, is daar 'n klomp stupid ouens jou voor. Ek sê vir julle, dit lyk of hulle 100 meter hardloop. Gert, jy het dit gesien al. Ek sê vir 'n ou hardloop, hy hou net 'n paar kilometer, hou hy ook sommer op. Dis amper 90 kilos wat jy moet hardloop. Jy kan dit nie as 'n 100 meter of as 'n 800 meter wil sien nie. Dit gaan nie oor hoe goed jy begin nie, dit gaan oor hoe jy eindig. Volharding lyk so, hou aan glo, hou aan dien, hou aan gehoorsaam wees, al raak dinge hoe moeilik. Jy weet my pa's hier nou, hy ry nog steeds elke dag fiets, ek en Melanie het vir hom so trapfietsie gekoop, so hy trap hy fiets dat hy klein word. Maar ons het in ons jonger dae, en ek weet julle gaan dit nie glo nie, maar ek en my pa het marathonne gehardloop. Elke oggend vroeg het hy my wakker gemaak dat ons gaan hardloop. Klomp kilos. En as ek terugdink daaraan, dit was wonderlike dag. Vandag kan ek om die blok loop en dan slaan ek dood neer. Want jy sien, het gaan oor nie hoe jy begin nie. Het gaan oor hoe jy eindig. Het gaan of jy kan aanhou, volhou, deursettingsvermoë. Jy sê, maar ek gaan hierdie ding stry, ek gaan aanhou, gaan nie tou opgooi nie. Die einddoel is dat Christus geëer moet word, die geloof moet behou word, die wedloop moet voltooi word. En dis waarna toe ek en jy moet streef. En ek wil vir jou vra, begin hierdie week deur eerlik te antwoord voor die Here. En jy gaan jou hart toets deur die volgende vraag te vra, is my hart volkome oorgegee? Wanneer kan ek iemand dien? Waar kan ek iemand dien? Hoe kan ek iemand dien? En toets dan jou roeping, gebruik ek my gawes, deel ek die evangelie? Ek gaan jou nie vra om jou hand op te steek nie. Het jy al iemand van Jesus vertel? Okay? Jy kan dit vir jouself antwoord. Kom ons gaan verder. Het jy al iemand na Jesus toe gelei? Kom ons gaan nog verder. Het jy al 'n pad saam met iemand gestap, sodat hulle kan groei en sterker word in die Here? I know. Dis nie my roeping nie. Luister, is elke kind van God se roeping daai. Jou roeping is nie om te preek nie. Jou roeping is om 'n instrument in die hand van die Here te wees. En preek kan deel daarvan wees, ja. So toets jou lewe dan verder, leef ek heilig en bestuur ek my tyd wys. Toets jou getrouheid verder, is ek getrou met wat God my gee? Of dien ek net wanneer mense dit sien? Of dien ek selfs wanneer niemand my sien nie? Die groter vraag is nie net ek nie, wat kan ek doen? Dit gaan nie net daaroor nie, dit gaan oor, Here, het U my alles? Is ek volkome in die hand van die Here?
Want sien die Here soek ons harte, hy soek nie ons prestasie nie. Hy soek harte wat aan hom behoort, hy soek lewens wat 'n verskil vir hom kan maak. Nou daar's 'n samevatting wat ek hier voor ek gaan klaarmaak. Diens is vrug van ware geloof. En dan genade dra gehoorsaamheid. Nou kom ons kyk, Christus gebruik gewone mense wanneer ons onsself gee, gebruik hy ons vir sy koninkryk. En voor ek gaan afsluit, kom ek gaan gou vir hierdie voorbeeld gee. Ons wonder altyd, wat kan ek vir die Here doen? Kom ons praat oor vanoggend, ons sit hier. Toe jy aangekom het, was die hek reeds oop, deure was oop, die wag moes oopsluit, die koster moes oopsluit. In die week moes my span sorg dat die badkamer skoon is, die kerk moes skoon, alles moes reg, na die tyd gaan ons tee drink, dis is reg. Kinderkerk moet aangaan, die span moet daar reg wees, die tienerkerk moet hier agter aangaan, die span moet reg wees. Hierdie kerk was skoon, iemand maak het skoon. Michael hulle met die musiek, en vanoggend was dit 'n gestoei, want die ou vyand was lustig vanoggend, ons kon nie klank reg kry nie. Hy moes gaan voorberei, ons kry die koortjies al in die week, sodat ons alles op die skerms kan kry. Almer hier daar agter, die klanke agter met Marius, Zani en pastoor Konrad hulle met die uitsending. Dis alles goed wat vir die Here gedoen word. Ek het Vrydag aand by mense gesit, het Melanie gesê, jy weet, aan die beginjare, het dit so gewerk, en ek dink, my span en die wat al saam met my gewerk het, sal presies weet waaroor dit gaan. As ek 'n begrafnis gedoen het aan die begin, was ek so. Wat beteken, ek moes sorg dat die plek skoon is. Ek moes sorg dat die klank reg is. Ek het die musiek gemaak. Ek het die tafels gedek na die tyd. Ek het gesorg dat die koppies reg is. Ek moes sorg dat die goed gewas word. Ja, baie van keer die familie my kom help, maar baie keer het hulle nie. Ek moes die toilette gaan skrob. Ek sê spyt daaroor, en weet jy hoekom, want vir wie het ek dit gedoen? Nie vir die mense. Ek het toilette geskrob vir die Here, sodat sy werk kan aangaan. En dis die goed wat ek en jy kan doen. Ons het nie altyd geld om te gee nie. Ons het nie altyd kos om te gee vir iemand nie. Ons het nie altyd besittings om vir iemand te gee nie. Maar die feit dat ek net daar kan wees. En kan sê, weet jy wat, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gaan ek vir jou gee. Ek's kind van God, ek gaan jou help. Ek gaan 'n pad saam met jou stap. Dis wat ek kan doen. Maar ons sê ons altyd, ek weet nie wat ek vir die Here kan doen nie. Ja, jy het so baie goed wat jy vir die Here kan doen. Gaan sit net so bietjie en raak rustig en sê, Here, sjoe, ek besef nou eers, daar's so baie wat ek vir U kan doen. En die Here wil jou gebruik. Met hierdie klein goedjies. Dit wat ek nou gaan sê, oordryf ek nie, en pastoor Japie en pastoor Konrad, hulle is saam met my. Die Here het vir my 'n team gegee by die kerk, en weet jy, die meerderheid van hulle doen dit gratis, want dis hulle diens vir die Here. Alles is net altyd, dit word gedoen, dis reg. Want vir wie doen hulle dit? Hulle doen dit nie vir my nie. Hulle doen dit vir die Here. Dit wat ek en jy moet doen, moet eerstens gaan oor die Here. Moenie gaan om mense gelukkig te hou nie. Ek wil nie meer mense gelukkig hou nie. Ek wil die Here gelukkig hou. Want ek het agtergekom, ek kan nie almal gelukkig hou nie. Maar ek kan my bes te doen vir hom. Met gistermiddag, lees hulle weer geoefen hierso met die toneelgroep, met die mimiekgroep. Dis 'n hele proses, pastoor Sari met die sissies en met Veritas en die Bible College, ag en die voorbidders en die jeug, Vrydag aand was die 40 tieners hier gewees. Hoe awesome! Dis goed wat ek vir die Here doen. En dan wil ek en jy sit en sê, wat kan ek vir die Here doen? Ja, jy het daarom maar baie om vir die Here te doen.
Begin dit net doen. Ja, maar ek's te oud. Luister, jy's te oud nie, man. As jy te oud was, die Here jou kom haal. There's no time to retire, it's time to refire. Okay? Dis wat ons moet doen. Kom ons maak 'n verskil vir die Here. En kom ons wees beskikbaar vir die Here. Kom ons koop hy tyd uit. Kom ons sê, Here, alles wat ek het, gee ek vir u. Dis in u diens. Ek gaan dit gebruik tot eer van die naam. Al is dit dan net my stem. Ek gebruik dit tot eer van die naam. Kom ons buig ons hoofde. Here, u het met ons gepraat vanmôre. Here, en ek weet u het 'n doel en u het 'n plan. En Here, help ons om beskikbaar te wees vir u. Dat u ons sal gebruik. Here, ek het nie baie nie, maar wat ek het, gee ek nou vir u. Here, ek het miskien nie baie nie, maar ek kan myself gee. Here, ek gee my hart, ek gee my lewe, ek gee my gawes. Alles gee ek net vir u, dit is beskikbaar vir u. Want Here, u woord sê dan Kolossense 3 vers 23, en alles wat julle doen, doen dit van harte soos vir die Here. Here, alles wat ons moet doen, moet ons vir u doen. En as ons ietsie vir u kan doen, nie moet ons dit eerder los. Ons wil dit vir u doen. Dankie dat u ons help. Here, ek weet, u het vanoggend 'n baie harte gepraat, ook hulle wat ingeskakel is. Here, u praat met ons al so baie wat ons nie kan doen, maar ons doen dit nie. Maar u gaan voorsien en u gaan onderneem en u gaan help. En u gaan dit doen op besonderse wyse. Jesus, dankie dat u getrou is. Daar is niemand soos u. Here, dat u nou harte gaan vasvat en lewens gaan verander. Te sê, maar ek wil 'n verskil vir die Here maak. Ek wil doen dit wat u op my hart lê. Jesus, gebruik my. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Michael, gee net vir my 'n gee daar, ek gaan nie self speel nie. Kyk maar of julle my kan volg. Miller, gee. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, play on your instrument. Lord, play on your instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, play on your instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, play now a love song of worship. I lift up my hands in your name. Lord, play now a love song. Lord, play now a love song of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make us a symphony. Lord, make us a symphony of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make us a symphony
a symphony of worship. I lift up my hands in your name. Michael, hulle gaan hierdie lied nog een keer speel en ek wil vanoggend saam met jou bid as jy sê, Here Isak, maak my instrument. Ek's nog nie waar ek moet wees, maar U gaan my daar bring, U gaan my help. En weet jy wat, sê net vir die Here, Here Isak. Isak, gebruik my. Here, ek stel myself beskikbaar, en as jy op jou hart vanoggend gedring is, dat die Here met jou gepraat het, kom laat ons saam met jou bid, dat die Here jou gaan help, en jy sê, Here, ek wil vir U verskil maak, ek wil vir U instrument wees, gebruik my. So kom ons staan almal saam, en terwyl Michael hulle, jy kan hom net so een keer vir my sing, Michael, dan kan jy aangaan. Lord, make me an instrument of worship. Here Isak, gebruik my. Ek wil 'n verskil vir U maak. Dankie Jesus. An instrument of worship. My hands in your name. Here, dankie dat ek ons as ek kan sing vir die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, sê Here, ek kry myself so. My hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. Lift up my hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. Lift up my hands in your name. Ek dink daar's eintlik so baie wat ek vir U kan doen. Gebruik hom, Here. Gebruik hom as daardie instrument, sodat U verheerlik kan word in en deur sy lewe in Jesus naam. Seën vir hom. Help vir hom, dra vir hom neer. En stap saam met hom in die paradys, waar groei in U en sterker word in U, en ons bring hierdie lof vir die Here Jesus. Sê vir U dankie Vader. I can feel His mighty power Jesus. and His grace. I can hear the rush of angels, see the glory on His face. Is hy hier so vol? Surely the presence of the Lord is in this place. And surely the presence of the Lord is in this place. I Here can Jesus, dankie dat U my feel His sussie mighty vul met die power liefde. and His Here, waar sy deur hierdie trauma is, grace. met die I begrafnis. can hear the Ek weet U rush gaan of help. angel wings, Ek weet U gaan the oorneem. glory on Dat His selfs in face. hierdie seer, dat sy kan sê, Here, Yes, gebruik my. surely the Hulle presence verskil vir U maak. of Sien the haar nou. Lord is in Vou haar this met die liefde en place. onderneem vas. And surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the brush of angel wings, see the glory on His face. Yes, surely the presence of the Lord is in this place. Surely the presence of the Lord is in this place. Ek dra my kom maar nie op, dankie dat U vir hulle gaan help, en vir hulle gaan leer dra. Here, partykeer is die stryd erg. Ons weet partykeer nie wat kan doen, maar Here, ons weet, U is daar en U help ons. We come to your presence Dra vir hulle deur en to sing a song to dankie dat U you, getrou is, Vader. a song of praise and honor Die lof vir die Here. for all the things you've helped us through. Dankie
You gave a life worth living, a life of love with you. And now I just love giving all my praises back to you. 'Cause you're the Father of creation, the risen Lamb of God. 'Cause you're the one who walked away from the empty tomb that day, and you set your people free with love and liberty. And I can walk with you every night and every day, to come to her presence, to sing a song for you, a song of praise and honor for all the things you've helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you. And now I just keep giving all my praises back to you. 'Cause you're the Father of creation, the risen Lamb of God. You're the one who walked away from the empty tomb that day, and you set your people free with love and liberty. And I can walk with you every night and every day. Yes, you're the Father of creation, the risen Lamb of God. You're the one who walked away from the empty tomb that day, and you set your people free with love and liberty. And I can walk with you every night and every day. Lord, let me walk with you every night and every day. I want to walk with you every night and every day. 'Cause you're the Father of creation, the risen Lamb of God. You're the one who walked away from the empty tomb that day, and you set your people free with love and liberty. And I can walk with you every night and every day. Kom ons sing Majesty, Majesty. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be the glory and honor and praise. Majesty, worship His majesty. Flows from His throne unto His own, His anthem raised. Majesty, yes, Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be the glory and honor and praise. Majesty, kingdom authority,
down from his throne unto his own, his anthem reigns. So exalt, lift up your hand, the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, Jesus Who died, now glorified, King of all kings. Prys die Here, sê vir die Here dankie, hy is so goeie God. En kom ons eer hom, kom ons loof hom. Jesus, dankie vir u getrouheid. Dankie dat u vanoggend hier was. Mag die Here vir u so ryklik seën. U is welkom dan ook om na die tyd 'n koppie koffie of tee saam met ons te kom drink. En mag die Here vir u net ryklik seën en vir u wonderlik onderneem. En as daar ietsie is, ons pastore gaan nie voorwees, u is baie welkom om te kom gesels. As jy gebed nodig het, is welkom om te kom. En die Here gaan vir u deurdra en vir u help. Kom ons gaan afsluit, ek gaan vir pastoor Japie vra om dit te doen. Baie seëninge vir u, baie dankie. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Vader, baie dankie dat ons in die teenwoordigheid vandag kon sing en woord hoor. Vir mense bid, Here. Here, wat sal ons nie sonder u doen, Here? Ons kan niks doen nie. U is die een wat heers oor die heelal. Here, ons eer en ons aanbid u. Want u is so goed, u is so groot. Here, ons dankie dat ons u kan ken. Dankie vir u woord, waaruit ons kan lees en leer en lewe. Help ons hierdie week, Vader, om te fokus op Jesus. Wat kan ons vir u doen, Here? Wat ons sal doen tot u eer en verheerliking. Waar ons uit mekaar uit gaan bid ek, Here, dat u elkeen sal seën en elkeen sal veilig hou, totdat ons weer by mekaar is. In Jesus naam. Amen. Seën vir almal, lekker middag.